Hallo en welkom by nog 'n Blitsfokus episode. Op vandag se episode gaan ons bietjie gesels met Nicole Lofty-Eaton oor sy loopbaan as 'n Namibiese cricketspeler. Ek en Anne-Marie gaan dan bietjie gesels oor wat is nuut in die wêreld van die jeug en dan is Lofty-Eaton weer op die Blitsfokusbank wit warm en moet 'n paar vrae vir Blits vinnig antwoord. En heel laastens gaan ons bietjie luister na 'n nuwe liedjie van Fransja van Cooke. So bly ingeskakel en geniet dit saam met ons. Blitsfokuskykers, welkom by vandag se Wat is nuut. Soos gewoonlik het ek vir Anne-Marie de Tooi op die bank saam met my en ons gaan bietjie vandag gesels oor wat aangaan in die wêreld van die jeug. Baie welkom Anne-Marie. Dankie. Jy hoef nie meer vir my welkom te eet nie. Ek voel klaar welkom. As ek by jou moet ek nou net sê welkom terug. Ja. Ja. Of sê net what's up? Hallo. Jy sal weer hier. Ons is nou moeg weer gesig. Jy sal weer hier. Flippe nou. Kom maar net so. Ek voel nie jy sê soos gewoonlik nie. Ons kan maar net sê Anne-Marie is weer hier. Anne-Marie is hier. As per usual. Weet nie wat anders om te sê nie. Hoe gaan dit, Rosan? Nee, dit gaan heel goed. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed. Dit was nou lekker naweek gewees. Ja. Ek dink dit gaan beter met my as van ons skoolgaande leerders wat nou vol stoom weer aan die gang is by die skool. Ek dink vandag of begin eers Woensdag. Ek is nie heel seker oor die datum nie. Ek weet net Maar hulle iewers hierdie week. Ergens begin van Junie. Ja. Ja, die arme gees. Ek het dit gehaat om terug te gaan skool toe. Dit was vir my iets verskrikliks. En dan is mos altyd die Afrikaanse of die Engelse juffrou wat jy kom stap in die klas en dan is hulle so skryf my opstel van hoe was jou vakansie? Ja. En dan as ek soos dit was 'n 2 weke vakansie en ek het die hele dag by die huis gelê en soos nie eintlik iets gedoen nie. Wat Ja. wil jy moet ek skryf? Of dis daai wat jy is soos dis die eerste dag van skool. Niemand gaan vir my huiswerk gee nie en dan die wiskundeonderwyser. Ja. Skryf asseblief die huiswerk van die bord af, dan sê ek soos go away. Yes. Ek hou nie van jou nie. Maar ja, dit is back to school en ek dink alles gaan nou weer 'n bietjie terug na normaal toe. Die kinders kan nou weer terug in hulle normale roetines inval. Wat roetine is goed vir kinders, so ek is 'n groot voorstander van dit. Al kry ek julle so 'n bietjie jammer, maar nie eintlik nie want ek moes vir 12 jaar daardeur gaan. Rosan moes vir 12 jaar daardeur gaan. En ja, ek dink wat baie exciting is en jy sal nou 'n bietjie meer daarvan weet is maar dat die sport en goed weer aan die gang is vir 'n slag. So Dit was nou redelik stil. Hulle het nou lekker lank vakansie. Eers die eksamen toe die vakansie, so dit was die sport was redelik stil, maar hulle het sommer afgeskop. Ek weet die NSSR Liga het hulle oefenkamp gehad laas naweek of 2 naweke terug. Oor daai paar vakansiedae. So dit het goed gegaan daar. Hulle was lekker bedrywig. Ek dink as die onder 15s en onder 19s. So die eerste spanne in die onder 15, so hulle was sterk aan die gang. Ja, en dit jy weet NSSR tyd is vir my gunsteling tyd van die jaar. Ek love die rugby en ek love die gees wat saam met dit gaan en ek meen hulle het nou hierdie jaar soos as jy vir my vertel van oefenkampe en so dan skok dit my eintlik so 'n bietjie want dit is alles goed wat nie laas jaar daar was nie en dit maak my net so gelukkig want dit beteken dat ons het laas jaar het MyZone 'n ongelooflike contribution gemaak tot die NSSR vir die ontwikkeling van rugby en jeugrugby en dit is net vir my so goed om te sien dat daai ontwikkeling besig is om te gebeur. Ons het laasweek of 2 weke terug, ek kan nie onthou nie, baie gesels oor rugbyontwikkeling en hoe belangrik sportontwikkeling van Namibië is en net om te kan sien dat dit wat MyZone gedoen het en die blootstelling en so actually ten doel van die regte dinge gebruik word. Is nogal nice en ek meen wie wil nou nie 'n rugby oefenkamp bywoon nie. Ja, ek dink dit is groot van, maar dit is vir my ook lekker om te sien dat al die moeite wat daarin gaan, soos ons nou 2 weke terug gesels het of so, hulle het regtig baie moeite gedoen om tegniek te leer, om die ouens te help, hoe om al wat 'n ding is aangaande rugby het hulle op gefokus en deur die tyd en dit het net so betyds gekom vir die actual Super Saturdays en die liga wat nou afskop. Dit skop nou hierdie naweek af in Stampriet. So dan gaan so 'n paar skole daar saamtrek en daar gaan 'n groot toernooi daar gespeel word onder 15s en onder 19s. En ons MyZone gaan daar betrokke wees all the way. So ek is baie opgewonde daarvoor. Want Super Saturdays is ook 'n nuwe soos instelling van hierdie jaar af. As dit laas jaar daar was, is ek jammer, dan het ek nie geweet nie, maar ek dink ek sou geweet het daarvan.
Watter invloed het hierdie Super Saturday op die manier hoe spanne deurdring na die finale toe? Of is dit nou maar net 'n Saterdag van wedstryde en dit is maar soos uitklopwedstryde soos wat hulle deeltyd doen? Nee, dit is maar uitklopwedstryde. Ek dink dit is net nie dit is net half 'n groep bymekaar, so dit is dan speel hulle sê maar nou 4 of 8 wedstryde die dag in plaas van net een wat in Oudtshoorn gebeur waar Tsumeb en Oudtshoorn te mekaar speel of een wat daar gebeur. So dit is dan nou dan kom 'n paar spanne te mekaar en hulle speel te mekaar en hulle maar dit alles dra by tot om te kwalifiseer vir die semifinale en die finale en al. So dit is al deel van die liga. As ek nou vir jou so reguit mag vra en ek het 'n bias. Almal weet ek het 'n bias. Blitsfokus kykers weet dit, maar wie is die 2 skole wat jy hoop jy hierdie jaar in die of die 4 skole in die semifinale en die 2 skole uiteindelik in die finaal? Hoe hoop jy loop daai leaderboard? Ek dink definitief ek hoop Morias weer daar. Ek dink hulle het uitstekend gevaar. Dis my bias. Is dit jou bias? Dis my bias. Ag ek is baie lief vir Moria. Ek mag eintlik sê dit maar ek hoop hulle is daar en dan natuurlik WAP het 'n baie sterk span ook, so ek dink hulle gaan ook daar wees. En die res, ek moet sê ek was nie laas jaar nie, so ek's 'n bietjie out of the loop met alles. So dit gaan my eerste liga wees, maar ek weet nou wat ek nou spesifiek al gesien het was Moria het regtig baie goed gespeel en natuurlik El Nathan ook. Ek dink veral met die Napte privaat skole naam het ons hulle gekyk en hulle het ook goed gedoen. So ja, kyk, ek wil eintlik almal moet kan wees, maar niemand kan. Die groot ding is jy kan nie jou en is net weer 'n windhoek bias, maar jy kan nie jou windhoek gib en jou WAS uitlos nie, want ek meen hulle is maar die 2 dominerende skole nog die laaste paar jaar gewees. Ek meen dit was as ek dit nie mis het nie en julle kan my gaan fact check hierop, maar Moria was laas jaar vir die eerste keer sedert 1972 in 'n finaal gewees. Goeie genigte. Ek weet ons het op een van ons susterprogramme of seker broerprogramme want dit is 'n sportprogram, maar ons het op Gooi Kole een van die spelers gehad wat daai jaar vir Moria gespeel het in 1972 as ek dit nie mis het nie. So dit was 'n ongelooflike, wil ek amper sê upset in die logs gewees, maar ek meen WAS en Windhoek is nou maar nog altyd die 2 dominerende skole as dit kom by die NSSR liga. So dit sal nogal interessant wees om te kyk of veral gimnasium wat al obviously by die semis uitgeval het, om te kyk of hulle 'n groot comeback het die jaar en wat verander in hulle strategie rondom die rugby en rondom die NSSR. En dan WAS, ek moet vir jou sê, ek dink regtig net was ge-outhard laas jaar in die finaal. Ek dink die Moria seuns was honger vir daai wen gewees. Ek meen, ek het saam met Franco Engelbrecht wat hulle kaptein was op daai stadium, het ek op Blitsfokus mee gesels. En ons het met 'n paar van hulle spelers Q byvoorbeeld gesels en hulle was honger vir die wen. So ek dink nie noodwendig is dit 'n comeback of 'n strategy change nodig nie. Ek dink op die ou einde van die dag met daai tipe sport, veral met skolesport, is dit maar wie die meeste hart daarvoor het wat op die ou einde wen en WAS is natuurlik ook ongelooflik sterk in hulle rugby. Maar dis soos ek sê, hulle is ge-outhard. So ek sal graag wil sien hoe eerstens die plattelandse skole hulle strategie aanpas en wat hulle vat uit Moria se wen uit van laas jaar. Want ek meen as jy kyk na 'n skooltjie soos Moria en dit was nie net Moria spelers nie, ons moet mos nou sê dit was die Educate spelers ook gewees. So dis 2 klein dorpies wat bymekaar gekom het. Maar as 'n skoolspan soos dit kan regkry, dan kyk jy weer na jou Gebabes en jou Alnatan en wat vat hulle daar uit en of daai hart en daai dryf daar gaan wees vir hulle ook. So dis iets wat ek opgewonde is om te sien en dan of gimnasium 'n comeback gaan maak of nie. Ja. Ek dink definitief Moria het of kan mens sê die OK beere dan nou eerder. Hulle het definitief 'n teken op hulle rug. As mense gesels met so 'n bietjie met die spelers nou maar gesels so tussen die geleenthede dan het hulle definitief 'n teken op hulle rug en hulle sal moet werk om dit te kan behou of om weer dit te kan bereik met die ek dink met van laas jaar af tot nou toe, ek was ook al so 'n paar van die NSSR vergaderings en so daar's regtig ontwikkeling wat sterk besig is in spanne en half met sê nou afrigters wat saamwerk om spanne eerder te bevorder as om dit alles so individualisties te hou. So ek dink dit gaan 'n goeie liga wees regtig. Ja, ag en die groot ding waarna jy moet kyk ook is dis ander spelers. Ja. Ek meen Franco van wie ek nou gepraat het, speel nie meer vir die OK beere nie, hy is uit die skool uit. Vincent wat die kaptein was by gym is ook uit die skool uit. So jy speel met splinter nuwe spanne. So dis
Hulle het obviously 'n teiken op hulle rug, maar dan is dit ook daai ding van dis so 'n bietjie onregverdig. Dan is nie dieselfde mense nie, maar ja, ek is nogal opgewonde om te kyk wat gebeur. Ja, en ons gaan definitief volgende week gaan ons definitief 'n bietjie gesels oor hoe dit gegaan het. En die resultate van daai Super Saturday. Ja. Ek is baie opgewonde om dit weer saam te doen. Hier lê 'n maand, 2 maande voor wat julle elke week gaan hoor wat aangaan by die NSS maar hulle weet, hierdie Blitsfokus kykers weet as daar rugby is dit op hierdie Blitsfokus baan. Ja. En as Annelie is dit definitief. Baie dankie vir nog 'n lekker gesels. Ag, enige tyd, Rizwan, is altyd lekker om hier te wees. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Dan sy Blitsfokus kykers bly ingeskakel want net hierna gesels ek bietjie met Nicole Lofty Eaton. Hy is 'n Namibiese cricketspeler, so bly ingeskakel daarvoor. Welkom terug Blitsfokus kykers by vandag se onderhoud. Ek is so bevoorreg om vandag op die bank saam met my te hê vir Nicole Lofty Eaton. Baie welkom Nicole. Baie dankie. Dit is 'n voorreg om hier te wees. Ja, ek wil net sê dankie vir die geleentheid. Nee, dit is 'n groot plesier. Dankie dat jy vir ons kuier. Ek wil gou so jy is 'n Namibiese cricketspeler. Jy het begin by die onder 19s, jy is nou al by die vaste span. So vertel 'n bietjie waar dit begin, waar het jou liefde vir cricket begin, wat jou geïnspireer om dit te begin speel? Ja, kyk, ek dink soos jy sê dit is al deur al die ouderdomgroepe en alles, maar ek dink die ware liefde het begin in die tuin saam met my broer en my pa. My pa het bietjie vir Suidwes-Afrika onder 19 toe dit nog daai tyd was gespeel. Maar anders as dit, my broer was ook redelik 'n goeie cricketer. Hy het ook vir Namibië 'n paar games gespeel, so ek dink die liefde kom maar van daar af en dit was altyd vir my soos om by die huis te kom na skool en jy nou jou ouer broer val, so is baie kompeterend geweest en ek dink dis waar daai passie en liefde net vandaan kom. So ja, ek moet vir hom altyd dankie sê vir dat hy 'n vuurtjie binne in my aangesteek het vir om cricket te speel. So ja. So dit was maar altyd net so half in die familie, jy was maar net deel van dit vanaf jy klein was, daai exposure gekry. Ja, definitief. My pa's 'n baie groot sportliefhebber. Ek dink om eerlik te wees, hy het een van die grootste sportkolleksies seker in Namibië. So ek dink dis maar nog altyd of dit nou cricket, rugby, hockey, wat se sport ook al was, dit het my weggehou van skool, so ek het baie daarvan gehou. So enigietsie om dit te gedoen het ek nie gemind of dit nou cricket, rugby, wat se sport ook al was, ek het enigiets probeer. Okay. En dan as jy nou na jou loopbaan kyk, wanneer sou jy sê is die oomblik wat jy besef het dat die moontlikheid dat jy vir Namibië gaan speel is daar? Kyk, ek het nog altyd daai droom gehad. Ek dink elke sportman het daai droom, maar ek dink toe ek besef het ons oorlede coach van 'n paar jaar terug, Dita Koer, hy het toe ek 10 of 11 jaar oud was, het hy vir my gesê jy kan baie ver kom in jou cricket en so ek het hom nooit geglo nie, want ek meen ons kom hier van 'n klein landjie Namibië af, so niemand dink ooit dat jy dit op die internasionale vlak gaan maak en sulke goed regtig. En ek dink hy het my daai tyd benader om bietjie meer by die nasionale ouens betrokke te word en sulke goed en ek dink eerstens is dit klaar baie groot voorreg op daai ouderdom daai recognition te kry van iemand van sy kaliber, so ek dink dis waar ek besef het, my pa het my net toe ook bly dryf en gesê dis as dit is wat jy wil doen dit so. En ek dink van daai dag af het ek dit besef, so ja. En daai eerste keer wat jy toe nou vir die Namibiese trui aantrek vir cricket, vertel 'n bietjie van hoe was daai gevoel, wat het deur die kop gegaan? Ja, kyk, ek was redelik jonk, ek dink ek was 17 nog daai tyd. Toe het ons nog nie internasionale cricket gespeel, so dis nie dieselfde as wat dit vandag se wêreld is nie, maar ek dink daai eer om net jy besef vandag, okay, ek staan op en ek speel vir my land 'n sport. Ek dink dis baie min mense wat dit kan sê, so eerstens die eer en dan net daai, hoe kan ek sê, soos die recognition wat jy vir jouself ultimately het al die harde werk ingesit en goeders om daar uit te kom, so nou kry jy half 'n beloning uit dit uit, so ja. Ja, alles kom op daai punt en dit is half nou die moeite werd, al die opofferings wat gemaak is en alles. Ja, definitief, daar was baie opofferings gemaak, definitief. En dan as jy ook nou 'n bietjie terugdink, wat sover sal jy sê was jou trotste oomblik as 'n Namibiese cricketspeler? Ek dink daar's dadelik 2 of 3 wat in my kop inspring. Ek dink obviously die dag wat ek my internasionale debuut gemaak het vir Namibië, dink dit was terug in 2021 net na daai COVID debakel.
dit was vir my 'n groot dag geweest om eerstens is jou internasionale debuut, maar ek het dit saam met een van my gaan sê rolmodelle gemaak. Michou de Pre het ook sy debuut daai dag gemaak, so net om die veld saam met hom te deel en ek kom van so klein af en heeltyd opgekyk na hom, so om daai oomblik met hom te kon deel was nogal special. Maar ek dink die een wat altyd vir ewig saam met al die Namibiërs gaan sit is daai dag wat ons vir Suid-Afrika kry sommer hoendervleis soos ek dit nou sê, maar ek dink daai is die een wat vir ewig en altyd soos ek dink daar's 'n meer special manier wat ons daai stadion kon oopgemaak het vir die Namibiese publiek en alles is so ja, daai dag gaan vir ewig tot met by my graf gaan dink ek. En dan praat van daai spesiale oomblik, hoe het julle daai dag gevier? Soos wat het julle na die tyd gedoen? Ja, ek wil nie te diep in al die details gaan nie, maar 'n paar ouens het 'n seer kop gehad daai volgende oggend. So, maar ek dink die oomblik ons het toe die game nou klaar is, almal het hulle drukkies en gille uitgegee en alles. En ons het om die veld gestap, toe gryp ek vir Benji Kongo so om sy skouer en hy is nie gewoonlik 'n emosionele ou nie en toe hy begin emosioneel raak, toe gryp ek hom net so en ons albei begin huil daar en dit was so special en dit het nou die celebration afgeskop dat jy besef eintlik hoe special daai oomblik is en vir ouetjie van soos hy wat van amper niks afkom uit Koeisep Mondheid uit Walvisbaai, nou staan jy op die grootste vlak in internasionale sport, so dit is net baie special, ja. Ja, groot oomblik. Ja. En dan met jou span as julle so toer, hoe lyk jou of julle as 'n mens nou kyk na 'n oefendag. Ek weet julle gaan nou binnekort weer toer, so as julle nou kyk na net 'n oefendag waar daar nie 'n wedstryd of soos plaasvind, hoe lyk daai dag vir julle gewoonlik? So gewoonlik as ons redelike lang travel dag het, sal ons al aankom die eerste dag probeer 'n 5 km tempo run te doen net om die bene aan die gang weer te kry. Eerste 2 dae gewoonlik nie te harde oefening na dit dan so nou maar die 4de dag speel ons dan dag 3 sal ons 'n intense sessie hê, laat die lyf aan die gang is en alles en weet jy's reg. Maar tussenin games sal dit maar 1 of 2 oefeninge elke 2de, 3de dag. Daar's baie gym sessies, baie cardio sessies sal ek nog sê, ons moet aktief bly so. Maar ja, die oefeningsskedules verander redelik, maar op die dag sal ek sê dit hang af hoe jy die vorige dag gedoen het en goed ook so. Is maar redelik fleksibel op toer. Ja. En dan voor wedstryde, hoe berei jy jouself voor vir die dag vir daai wedstryd? Ek dink dis maar baie net vir my spesifiek is dit maar baie visualization en maar die manier hoe ek met myself praat oor hoe om soos almal het hulle eie prosesse hoe hulle goed gaan doen en ek dink die manier hoe ek daai proses vir myself oor en oor net hoe consistent ek met dit kan wees hoe beter so ek dink dis maar ek is nie iemand wat superstitious of sulke goedjies het nie so ek is maar baie op gevoel op die dag en ja so ek dink is maar elke ou op sy eie manier hoe hy prepare. Party ouens mag dalk musiek luister om hulle self bietjie op te pomp. Party ouens mag dalk in stilte wil wees. So ek dink dit hang maar af van persoon tot persoon. Okay. Ja. En dan wat hoop jy om te bereik met jou cricketloopbaan? Ek sal baie graag die eerste Namibiese speler of wel Namibiese geboortespeler wees wat in die IPL speel. Ek dink David Wiese was obviously die eerste een van Namibië af. En die feit dat hy dit kon bereik het van so 'n klein landjie af beteken dit is moontlik vir ons en ja, met wêreldkriket vandag is enigiets moontlik so ek dink om daai doel te bereik sal ultimately sal seker die cherry op die koek vir my wees maar as ek nog geen in terme van Namibiese cricket as ons rooibal cricket eendag toetskriket kan speel dis elke cricketer se droom so ek dink as ons op daai stadium kan kom in die organisasie dit sal baie mense gelukkig kan maak hierso. Ja. En dan wat is jou gunsteling gedeelte daarvan om 'n cricketspeler te wees? Natuurlik die flexible ure. Ek hoef nie van 8 tot 5 in 'n kantoor te sit nie, so dis eerstens baie lekker. Die travel obviously is ook 'n baie lekker deel daarvan, die mense wat jy ontmoet, die kulture wat jy leer ken en sulke goeters dit maak jou oë oop dat ja, die wêreld is baie groter as wat 'n mens dink, maar ook dit wys net daar is soveel meer as net sport in die wêreld, veral vir ons wat nou op toer gaan vir 2 weke en jy's net cricket heeltyd, maar as jy daai halfuur wegbreek van dit af, jy vind so baie goed daar buite wat
jy nooit geweet het daar is eintlik nie. So ek dink daai is die een deel vir my is definitief die mense en die kultuur. Okay. En dan laastens, watse raad het jy vir jong cricketspelers wat soos opkyk na jou toe en ook sê hulle wil wees eendag waar jy is? Watse raad het jy vir hulle? Die grootste raad wat met my nog my hele lewe gestiek het is moet nooit jouself twyfel nie. Ek dink sodra daai 1% twyfel inkruip, dis verby ongelukkig, soos daai 1% gaan heeltyd die 99% confidence override. En ek dink dis maar my groot sê ding vir die jong mense is, moet nooit moed opgee nie, moet nooit ophou in jouself hê. So daar sal moeilike tye kom, maar jy sal deur dit kan kom as jy in jouself glo en alles. Dis Nicole, baie dankie dat jy vandag saam op die bank gekuier het. Dit was nou regtig vir my 'n voorreg. En Blitzboekers kykers, bly ingeskakel want net hierna sit Nicole op die warm bank en hy moet 'n paar vrae vir ons blits vinnig antwoord. So bly ingeskakel daarvoor. Blitzboekers kykers, welkom terug. Ek sit nog steeds op die bank saam met Nicole Lofty Eaton en hy gaan so 'n bietjie vir my 'n paar vrae baie vinnig moet antwoord. Is jy reg, Nicole? Ja. Is jy reg? Okay. Wie is die taaiste bowler of kolwer wat jy al teëgekom het? Paris Rauf van Pakistan, bowler. Die beste veldwerker in jou nasionale span? Gerard Erasmus. Okay. Dan die grootste stadion wat jy al ooit by gespeel het? Melbourne Cricket Ground, omtrent 90,000 mense kapasiteit. Goeie genoeg. Wat is jou gunsteling sport om te kyk buite in cricket? Baie boring golf. Ek neem aan dis ook die sport wat jy speel. Yes. Okay, en dan ontbyt vir aandete of aandete vir ontbyt? Aandete vir ontbyt. Ja. Wat is die laaste program wat jy soos gebinge watch het? Yellowstone. Dis 'n goeie. Beskryf in een woord die gevoel toe jy die eerste keer die nasionale trui aangetrek het. Trots. En dan as jy enige cricketlegende uit die geskiedenis kan teenstaan, wie sal dit wees? Courtney Welsh van Wes-Indië. Ja. En dan fine dining of fast food? Fine dining. Die uiteinde of die grootste cricket superkrag opsie, nê? Wil jy vir altyd elke keer wat jy bil presies bil of elke keer as jy kolf 'n 6 slaan? Nee, ja, 6 slaan definitief. Ja. Okay, hoeveel kolwe bring jy saam met jou as jy op toer gaan? 4 tot 8. Goeie rigting. Okay, en dan 'n romcom of 'n horror movie? Romcom. Wat is jou absolute grootste ergernis as dit kom by cricket-toerusting, so jou pet peeve? Maar ek het geen nie. Ek gooi dan my kolwe in 'n drom, so ek kan seker die ene hê nie. Nee, dan nie. Sal jy eerder wil langpad ry of ver vlieg? Langpad ry, want ek is in beheer. En dan, okay, ons het dit nog gevra, so behalwe cricket, wat se sport hou jy van? Golf. Ja. Ja. En dan, wat is jou go-to ete na 'n lang wedstryd? Ek gaan nie die regte antwoord pizza. Ek wou nou aan een, maar my SNC coach gaan baie kwaai wees. Okay, so nou wat jy pizza sê, so die uiteinde laaste finale vraag. Daai pizza, het dit pineapple op of geen pineapple? Ek het nie 'n probleem met die pineapple nie, maar nie op myne nie, nee. Okay. Nee. Nee, dit was so vinnig verby. Ja. Hoe was dit vir jou? Nee, wat lekker. Dit was lekker geweest, dankie. Dis Ja. reg. Dan sê Blitzboekers kykers, bly ingeskakel want net hierna luister ons bietjie na 'n nuwe liedjie. Welkom by Voor in die Koor waar ons kunstenaars se liedjies ontbloot en die lirieke se betekenis ontdek. Franco van Cooke se Nagmerries is 'n rou, introspektiewe rocksnit wat dien as 'n vorm van emosionele katarsis om 'n herhalende nagmerrie uit die verlede te groet. Die liedjie begin as 'n donker ruimte van totale magteloosheid en sieldodende alledaagse sleur en lewer met die frase tot die AI nagmerries kry, selfs kommentaar op die moderne digitale angs deur die voor te stel dat die menslike pyn so diep sit dat dit selfs kunsmatige intelligensie sou knou. Ten spyte van hierdie aanvanklike wanhoop, verskuif die fokus na 'n stryd van 11 jaar na genesing en loyaliteit. Die sanger wens
sy vriende en familie goudblomme liefde en tyd toe, terwyl hy berusting en ontvlugting vind in sy kuns, want as die musiek speel is daar nie pyne nie. Die liedjie sluit af met 'n hipnotiese herhalinge selfoortuiging dat alles is cool, wat die finale oorgang merk vanaf die snot en trane van die verlede na 'n toekoms van. Dankie dat jy vandag saam met my voor in die koor geluister het en doen jouself 'n guns en gaan soek die liedjie op en luister dit vir jouself. Daar's dit nou Blitsfokkers kykers, ons het aan die einde gekom. Ek hoop jy het dit saam met my geniet en ek hoop dit jou geïnspireer om vandag na 'n nuwe liedjie te gaan luister of net bietjie uit te gaan in die wêreld en te gaan kyk wat daar binne aangaan. Tot volgende keer.